Okay, so ek raai jy is hier omdat jy in graad 9 is en jy sukkel jou waarskynlik 'n bietjie om chemiese vergelykings te laat balanseer. Maar meer as dit, meeste van my graad 9's kom na my toe en hulle sê hulle weet nie presies hoe om te weet hoeveel atome bind met hoeveel nie. Byvoorbeeld as jy nou yster en suurstof saam sit. Okay, dis 'n advanced een, jy gaan nou net sien. Maar as jy hulle twee saam sit, hoeveel ysters en hoeveel suurstowwe gaan in die molekule in? Of as jy magnesiumoksied het, hoeveel magnesiumatome gaan in en hoeveel suurstofatome gaan in. So dis baie algemeen, want wat gebeur is, in graad 10 gaan jy sien, hulle gaan baie diep gaan met kovalente bindings en ioniese bindings, en hulle gaan jou leer hoekom atome met mekaar bind en hoe hulle met mekaar bind. Die probleem is, hulle het jou dit nou nog nie geleer nie, maar jy is veronderstel om redelik goed te kan verstaan hoeveel atome kom by mekaar uit. En partykeer, vir een of ander rede in graad 9, kom daai konsepte nie altyd lekker by mekaar nie. Ek gaan nodig hê dat jy geduldig met my moet wees, want ek gaan teruggaan na borddiagramme toe en jy gaan vir my sê, maar ek weet wat hier aangaan, ek verstaan dit, ek weet dit alles, just stick with me, ek gaan dit van daar af vat, en dan gaan jy sien waar ek gaan uitkom, en dan gaan jy sien hoe die goedjies by mekaar kom. Ek gaan gou, ons gaan net gou deurgaan, hierso deur, 'n paar elemente. Nou, een van die goedjies wat jy omtrent elemente moet verstaan vir chemie, going forward in die hoërgrade in, is dat elemente is amper soos, ek sê soos karakters in 'n CP of in 'n series. Jy leer hulle ken, hè? Jy leer as iemand vir hierdie persoon iets sê, dan gaan daai persoon so reageer. Of selfs mense in jou gesin, hè? Jy weet, jy ken mense, jy weet waarvan mense hou, jy weet waarvan hulle nie hou nie. Jy weet wat hulle gaan sê as 'n sekere ding gebeur, jy weet met wie hulle goed connect, jy weet met wie hulle maklik baklei. En dis dieselfde met elemente op die periodieke tabel. Elkeen van hulle het half hulle eie persoonlikheid en hulle eie manier van dinge doen, en party van hulle is hoogs reaktief en hulle sal so reageer, en ander van hulle is so snaaks en hulle wil niks te doen hê met enigiemand nie. So jy gaan oor die volgende paar jaar, as jy aangaan met fisiese wetenskappe in graad 10, gaan jy agterkom dat elke element het half sekere dinge wat hy doen. So dis goed om te begin kyk na hierdie goed en te begin besef, maar sekere elemente reageer op 'n sekere manier. Okay, so kom ons begin met waterstof daarso. Waterstof het 1 proton. En dan in sy eerste energievlak het hy 1 elektron. Nou, okay. So wat ons weet van atome is dat hulle nie daarvan hou om 'n leë energievlak te hê nie. Hulle wil hierdie buitekantste shell elektrone wil hulle versadig hê, hulle wil dit vol hê. En hulle streef altyd om dit te doen. So wat ons altyd doen is ons kyk hoeveel elektrone is daar en wat moet hulle doen om 'n vol buitenste energievlak te hê. Okay. Ons weet daar spasie vir 2 elektrone in hierdie eerste energievlak. En ons weet dat waterstof bitter graag of 2 sal wil hê, of net niks sal wil hê nie, maar hy sal verkieslik net een eensame elektron wil hê nie. So, wat waterstof gewoonlik doen, en dis nou waar jy vir my gaan sê, maar hoe weet jy of hy een wil bykry of een wil weggee? Ons ken waterstof, ons weet waterstof is geneig om gewoonlik sy elektron weg te gee. En so, omdat waterstof sy elektron weggee, sodat hy 'n vol energievlak kan hê, en sodat hy kan voel asof hy nie eensame elektrone het wat ronddryf nie, is waterstof dikwels heeltemal elektronloos, en hy float net rond met 1 proton. So waterstof weet, ons hou daarvan om daai elektron weg te gee, sodat hy kan happy wees. So waterstof weet, ons gaan gewoonlik 'n lading hê van 1+. Want kyk, daai elektron en daai proton balanseer mos uit. So as die elektron weggaan, dan is hy mos 1 positief, né? Okay. Dis waterstof. Kom ons gaan na helium toe. Ek gaan nie lank spandeer aan helium nie, want helium is in hierdie groep. Die edelgasse, hulle is snaaks. In Engels noem ons hulle die noble gases, dis soos nobility, want hulle is snaaks, hulle wil net niemand enige iets te doen hê nie. Hoekom? Want hulle buitenste energievlakke is altyd versadig. Kyk hierso, helium met 2 elektrone op die eerste energievlak. Helium gee nie om nie, hy wil nie een weggee nie, want dan het hy 'n eensame elektron, en hy wil nie een bykry nie, want dan het hy een wat alleen is op die tweede energievlak. So helium is baie happy. Helium gaan nie sy elektrone weggee vir iemand nie, hy gaan nie enigiets vat nie, hy is uitgebalanseer. Hy het 2 protone en hy het 2 elektrone. So hulle balanseer mekaar uit, so hy is neutraal. Okay. So hy het 'n lading van 0. Kom ons gaan na lithium toe.
Nou hier's vir meeste van my graad 9's begin hulle oë rol. Ek hoop nie jy rol al jou oë nie. Maar meeste van hulle sê ag tannie, ek verstaan hierdie, maar byt net vas want dit gaan nou alles begin sin maak. So ons het lithium het 3 protone, né? Okay. En dan eerste energievlak 2 elektrone. Tweede energievlak nog 'n elektron want hy het 3 elektrone, né? Okay. Nou hier is die probleem. Want ons weet hierdie tweede energievlak van hom kan hoeveel elektrone vat? 8. Die eerste energievlak kan 2 vat. Daai ouetjie is versadig. Hy gaan nie waarskynlik nie veel kan doen daar nie. Maar hierdie buitenste energievlak van lithium kan 8 elektrone vat. Lithium het hoeveel? 1. So lithium gaan sê, hoor hier, ek moet nou of 'n 7 elektrone by iemand gaan steel, of ek moet net hierdie ene weggee, vir my om 'n vol ding te hê. So wat is makliker, vir hom om 7 te gaan steel by iemand, of om 1 weg te gee? En die antwoord is, dis maklik vir hom om 1 weg te gee. So lithium hou daarvan om sy elektron weg te gee vir iemand anders, en dan wat gebeur is, hy sit dan met 'n buitenste energievlak, met 2 elektrone en dan 3 protone. So ons het 3 protone en ons het 2 elektrone. So sê vir my gou-gou, dis 3 plusse en 2 minusse. Daai 2 balanseer mekaar uit, so ons het 'n plus oor. So sy lading gaan ook 1 positief wees. By the way, ons sê nie plus 1 nie, ons sê 1 plus. Okay, kom ons doen beryllium. Nou gaan jy begin sien waar jy na kapad is. Ek gaan bietjie vinniger gaan. Hy het 4 protone, weer eens elektron daar, eerste energievlak vol. Tweede energievlak. Skus, ek krap verskriklik vandag. Okay, jy stem saam met nou 1, 2, 3, 4 elektrone. Gaan dit makliker wees? Onthou, ons het 8 elektrone nodig hier op die buitenste energievlak, vir daai energievlak om versadig te wees en vir beryllium om happy te voel met die lewe. Okay? Gaan beryllium graag eerder wil daai 2 elektrone op die buitenste vlak weggee, of gaan dit makliker wees om hom 6 te steel by iemand anders? En die antwoord is, dit gaan makliker wees om hulle te weg te gee, né? So, hy gaan daai weggee. Wat beteken hierdie hele energievlak is nou leeg? En wat nou gebeur op hierdie punt, is beryllium het net 2 elektrone oor. So ons het 4 protone en 2 elektrone. So hulle kanselleer mekaar uit, ons het 2 netto effek van 2 protone, sien jy? So ons lading op beryllium gaan 2 plus wees. Ek gaan 'n bietjie fast forward, ons gaan sommer net hierso cheat. Ons gesê boor het 5, so in die buitenste vlak gaan hy dan 3 elektrone hê. Ek ek net Die raak vervelig as ek dit heeltemal uitteken die hele tyd. So, hy gaan 3 elektrone hierso. Ons weet, buitenste vlak het 'n 8 nodig, né? So, hoeveel het hy nodig? Hy moet of 5 gaan steel, of hy moet 3 gaan weggee. Weereens, dit gaan makliker wees om 3 weg te gee. So, as hy ontslae raak van daai 3, hy het 5 positiewe, en dan as hy 3 weggee, dan net 2 elektrone oor. So dit beteken dat 'n netto lading van 3 plus. En nou is hy in sy happieste toestand. So hierdie ladings wat ek byskryf, dis die atome of die elemente in hulle ons praat van 'n ion. Dit is wanneer hulle in hulle happy space is. Soos in alles is nou vervul. En ek vereenvoudig baie vandag. Jy gaan in graad 10 baie meer detail kry, maar hierdie is net om jou te help om genoeg te verstaan dat jy graad 9 vergelykings kan doen. Okay, koolstof het 6 elektrone, daar's so 2 aan die binnekant, 4 aan die buitekant. En hier gebeur iets interessant nou, want koolstof kan besluit hy gaan of 4 kry, of hy gaan 4 weggee. En in realiteit, want obviously koolstof is een van hierdie karakters in 'n storie, en ek ken koolstof baie goed, en koolstof doen gewoonlik nie eintlik een van daai nie. Koolstof opt om daai elektrone met iemand te deel. So daar's 'n ander deal wat koolstof gewoonlik maak. Maar kom ons sê net koolstof het die opsie om of 4 positief te wees, of 4 negatief. Stem julle saam? Ek kan of 4 gaan steel, of ek kan 4 weggee, dis omtrent dieselfde hoeveelheid moeite. In realiteit doen nou nie gewoonlik een van daai twee nie, maar ons gaan net vir argument sake daar so 4 minus 4 plus skryf. Dan kry ons stikstof. En as jy nou vir my sê, hoe moet ek weet dat koolstof nou nie weggee of nie? Dis een van daai dinge van, jy leer net hulle ken. Stikstof is soos, ek het net 3 elektrone nodig, om 'n vol energievlak te hê, of ek moet 5 weggee. Dit gaan baie meer werk wees om 5 weg te gee. Ek wil nie regtig ontslaa raak van die hele 5 elektrone nie. Gaan makliker wees om 3 elektrone te kan steel by iemand, of by iemand wat graag wil elektrone weggee. So hy gaan elektrone inkry. Om daai vol energievlak te kry. So nou het hy 10
elektrone en hy het 7 protone. So dit beteken hy gaan 'n netto lading hê van 3 minus. Ek dink jy kan nou die trend al sien hierso. Ons gaan suurstof hierso insit. En suurstof 8 elektrone het, 2 op die eerste vlak en dan 6 op die buitekantste vlak. So hy moet 2 elektrone gaan gaps by iemand om sy vol ding te hê. Hy gaan definitief nie sy 6 elektrone op sy buitenste vlak weggee nie. Ek kan jou dit beloof. So hy gaan 2 minus wees. Okay, jy kan dit gaan uitteken as jy nou my verloor het. En fluoried, kom ons teken hierdie laaste ene uit en jy kan vast voor as jy nou verveeld is. Fluor gaan 9 positief hê. Ek gaan net sê daar 9 protone. Ek sien sommer nou almal uit te teken nie. En so dit gaan wees 2 aan die binnekant en dan 9 minus 2 is 7. So dan sal 7 aan die buitekant. En so dit beteken hy gaan letterlik 1 elektron moet gaan gaps by iemand, wat redelik maklik is. Hy gaan definitief nie gaan 7 elektrone weggee uit daai energievlak uit nie. So hy gaan 9 plus daarso hê en hy gaan dan 10 elektrone hê altesaam. Wat beteken hy gaan 'n lading hê van 1 minus. En dan kom ons weer by neon en neon gaan 8 elektrone op die buitenste energievlak hê. Hy gaan 'n snop wees en hy gaan 0 hê. Okay, so ons het ietsie baie interessant wat hier gebeur. Ek dink julle kan nou al 'n patroon sien hierso. Eerste groep is 1 plus. Tweede groep hierso, groepe is hierdie kolomme op die periodieke tabel, is 2 plus. Ons skiep hierdie metale hier in die middel vir nou. Ek gaan nou terugkom na hulle toe. Dan daai is 3 plus. Daai is 4 plus. Daai is 3 minus. Daai is 2 minus en daai is 1 minus. So jy kan eintlik as jy jou periodieke tabel kry as 'n inligtingsblad nie dit. Die eerste ding wat jy daar doen is daar so hierso op die eerste groep skryf jy vir jouself 1 plus. Op die tweede groep skryf jy vir jouself 2 plus. By die derde groep skryf jy vir jouself 3 plus, 4 plus, 4 minus, 3 minus, 2 minus, 1 minus, 0. Dan weet jy nou as ek vir jou sê argon, dan weet jy hy gaan 0 wees. As ek vir jou sê kloor, dan gaan jy vir my sê hy gaan 1 minus wees. Alles in hierdie groep wat jy gewoonlik mee gaan werk, gaan daai lading min of meer volg. Dis 'n goed genoeg reël vir graad 9. Nou, dis baie belangrik om te verstaan dat hierdie outjies ladings skryf, want hierdie gaan jou help om te sien hoe hulle, ek wil sê aan mekaar plak om molekules te maak. Nou, ek wil hierso 'n disclaimer vir jou gee. Hierdie goeders plak nie noodwendig aan mekaar as gevolg van die lading nie. Partykeer is dit omdat positief en negatief mekaar aantrek, partykeer is dit omdat hulle elektrone deel. Ons praat nie nou daaroor in graad 9 nie, okay? Ek wil net hê jy moet die ladings gebruik om jou te help om te weet hoeveel atome pas by hoeveel atome, wanneer jy 'n molekule maak in 'n vergelyking. Jy hoef nie nou te worry oor watter tipe verbinding dit is soseer nie, okay? So, kom ons kyk waterstof. Ons het waterstof en ons het suurstof. So, suurstof gaan 2 minus wees, né? So nou, as ek 'n molekule wil maak wat neutraal is aan die einde, hoeveel waterstowwe en suurstowwe gaan ek bymekaar moet sit om 'n neutrale molekule te maak? So ek het 'n 2 minus daar en ek het 'n basies 'n 1 plus hierso. So ek het 'n plus en ek het 'n minus minus. Kom ons sit dit op 'n lyntjie netjies. Daar's 'n plus en daar's 'n minus en 'n minus. Wat moet bykom? Ek moet nog 'n plus bysit sodat hierdie uitkanselleer, né? Sodat hierdie mekaar uit kan balanseer en kan neutraliseer. So wat ons dan sê is om 'n neutrale molekule te maak, het ons dan 2 waterstofatome nodig wat verbind met 1 suurstofatoom om vir ons 'n neutrale molekule te gee. En julle weet actually wat hierdie gaan maak. Ons skryf dit so. H2O. So nou weet ons in hierdie molekule is daar 2 H's en 1 O. Maak dit sin? En julle weet wat ons hierdie noem, ons noem hierdie water. Okay. En dis neutraal want daar's 'n plus, daar's 'n plus en daar's 2 minusse daarso. 'n Minus, ek gaan hulle so skryf, 'n minus en 'n minus. Okay. Ek hoop dit maak sin. Kom ons doen nog enetjie. Kom ons vat berylliumoksied. So beryllium weet ons is 2 plus, né? Groep 2 hierso. En ons weet suurstof is 2 minus. So ons weet as ons 'n plus en 'n plus het en ons het 'n minus en 'n minus, ons het 2 minusse, 2 plusse, hulle gaan mekaar uitbalanseer en 'n neutrale molekule maak, so ons gaan net berylliumoksied so skryf. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Magnesium is in groep 2, so hy is 2 plus. Chloor is in hierdie groepie hierso.
groep 7, so hy is 1 minus. So dit beteken ons gaan 'n plus en 'n plus hê en 'n minus. Wat het ons nodig om hierdie ding neutraal te maak? Daai outjies werk saam. Sien julle ons het nog 'n negatief nodig hierso om hierdie te laat werk. So dit beteken dan ons gaan dan nog 'n kloor moet bysit. So ons gaan sê magnesium en dan gaan ons 2 klore nodig hê. Okay. So ons is nog nie besig om molekules hierso te balanseer nie. Dis nog nie gebalanseerde vergelykings nie. Vandag wys ek jou net hierso hoe om hierdie atome bymekaar te sit en hoe om te weet hoeveel gaan by hoeveel. Ek hoop dit maak al meer sin. Kom ons kyk hierso. Hier's 'n klomp karakters hierso wat jy nooit mee gaan werk op hoërskool nie, maar hierdie is 'n ouetjie wat jy al in graad 9 sal sien. Hierdie ouetjie sal jy sien. Hierdie ouetjie sien. Al die metale hierso in die middel. Gaan jy basies hulle is manteldraaiers. Hulle is nie altyd presies dieselfde lading nie. So partykeer kan hulle 1+ wees, partykeer kan hulle 2+ wees, partykeer kan hulle 3+ wees. So hoe jy weet is, jy gaan sien, hulle gaan byvoorbeeld sê yster 2, daar's Roman numerals, 2 oksied. As jy sê nou maar hulle sê vir jou, jy moet yster 2 oksied doen. Daai 2 hierso in hakkies beteken hy gaan 'n 2+ hê. Okay? As hulle vir jou gesê het yster as jy dan sien yster 3 oksied, dan is dit dan 'n 3+. Okay. So is altyd 'n plus. Hierdie nommers hierso beteken 'n plus. Jy sal partykeer 'n 1 sien en jy sal ook partykeer 'n 4 sien. Jy sal nie sommer 'n ander syfer sien daarso nie. Okay. So die 1 beteken 1+, die 2 beteken 2+ ensovoorts. Okay, nou kom ons sien gou-gou hoe sit ons hierdie yster 2 oksied aan mekaar. So ons weet yster is Fe. So yster 2 oksied. Daai 2 beteken hy het 'n lading van 2+. Oksied is suurstof, né? Nou in Afrikaans maak dit ons 'n bietjie te mekaar want in Engels, ek sê altyd die Engelse kinders het 'n unfair advantage bo julle, want in Engels maak chemie soveel meer sin as in Afrikaans. So in Engels praat ons van oxide, oxygen, suurstof, oxide, so dit maak baie sin, maar in Afrikaans praat ons nie van suurstof en suurstof sit nie. Vir een of ander rede sê ons nog steeds oksied, wat klink soos oxide, soos oxygen, né? So as julle partykeer agterkom, julle sukkel 'n bietjie om uit te pleis hoekom 'n woord klink soos dit klink, vra jouself 'n bietjie af, wat klink dit in Engels? Soos yster, hoekom is dit Fe? Want in Afrikaans praat ons ook van ferritin. Dis ferrous, dis 'n ander woord vir ys. So oksied is suurstof. Okay, ons weet suurstof is 'n 2-. Okay, so ons het 'n 2+ en 'n 2- gaan mekaar uitkanselleer. Hulle gaan baie mooi uitbalanseer. So die hele molekule gaan dan neutraal wees. As hulle net so aan mekaar plak. Baie mooi neutraal, baie happy molekule. Okay, maar nou sê nou maar ons kry 'n yster wat 3 is. As dit gebeur, dan is ons yster nou mos 3+ en ons suurstof is nog steeds 2-. Nou het ons 'n probleem ouetjies en jy gaan nou sien hoekom. Yster, daai yster gaan vir ons 3 protone gee en hierdie ouetjie gaan basies 3. So nou gaan jy sê maar ons moet 'n suurstof bysit om vir ons nog elektrone te gee. Nou die probleem is as jy suurstof bysit en jy sit 'n tweede suurstof by, dan kom daar nou nog 2- by sien. So daar is 1 suurstof, daar is 2 suurstof. En nou het ons te veel elektrone. So nou, daar is 1 yster, so nou gaan ons nog 'n yster met bysit. En dis 'n bietjie van 'n gemors van die yster is 3+. So ons gaan nou nog 'n ysteratoom bysit, maar nou kry ons nog 3+ by. So nou het ons te veel plus. Maar gelukkig nou, as ons vir ons nog 1 suurstof hierso bysit, dan gaan dit nou uiteindelik uitbalanseer. So wat kry ons? Ons kry 2 ysteratome, 3 suurstofatome gaan die molekule happy maak. So hierdie ouetjie gaan nou wees Fe2O3. En nou is hierdie ouetjie heeltemal happy en hy is uitgebalanseer. En dit was nogal 'n storie om dit te doen. So jy sal hierdie tipe ding sien en hulle sal partykeer, jy sal gesien, dit
die nonsens gebeur gewoonlik wanneer daar of 'n 2+ is en 'n 3- of 'n 2+ en 'n 3-. Dis wanneer die nonsens gebeur en dan is dit gewoonlik 'n 3 en 'n 2. Ek wil jy moet verstaan hoe om dit te doen, maar jy kan ook basiese algemene noemertipe situasie hierso hê waar jy net party mense doen hierdie en hulle is happy om dit te doen en party mense haat dit om dit te doen. Ek hou nie daarvan om dit te doen nie want dit voel vir my asof ek nie verstaan wat ek doen nie. So ek hou daarvan om dit lang pad te doen. Maar party mense is net soos in weet jy wat, algemene noemer hierso grootste gemeenskaplike veelvoud is 6, né? So ek het mal 2 hierso nodig en ek het mal 3 hierso nodig en dan kry ek 6 en dan sit 'n 2 en 'n 3 en all's good. So jy kan die shortcut ook vat as jy wil. Ek dink ek het nou my wiskunde terme leerlik gebutcher. Ek is jammer. Okay. So ek hoop dit maak sin. So enige van hierdie metale hierso in die middel, gaan jy met versigtig mee wees. Ek gaan net gou-gou vir jou wys watter metale is jy likely om te gebruik in jou skoolloopbaan. Daai ouetjie gaan partykeer oppop. Daai ouetjie gaan partykeer oppop. Bietjie meer gereeld as daar. Kobalt gaan partykeer oppop, nikkel gaan partykeer oppop. Silwer. Ag, ek wens ek kon 'n bietjie silwer kry en au, 'n blokgaat het op my toon geval. Daar's kwiksilwer, daar's platinum. Daai is basies die ouetjies wat jy gaan sien feature. Nie eers kwiksilwer so baie nie. En dan hierdie ouetjies tot en met daar. En dan daar. Hierdie is net die karakters wat jy baie gaan sien feature. En die res van die periodieke tabel gaan jy bitter selde sien. Okay, so daai is basies die karakters wat die hoofkarakters van hierdie storie gaan wees van die periodieke tabel vir die volgende paar jaar. Ken hulle baie goed. Voordat ek gaan ek net nog een dingetjie vir jou wys want daar's die polyatomiese ione. Okay, dis basies ione. 'n Ion is 'n molekuule met 'n lading of 'n atoom met 'n lading. Soos lithium in sy metaalvorm het nie 'n lading nie, so is net 0, maar lithium atome wat sy elektron weggegee het, soos ek verduidelik het dan 'n lading van 1+, dan sit 'n lithium ion. Ja, jy sal sien, hierdie ouetjies kom baie in hierdie jaar. Goedjies wat ek van praat is sulfaat, SO4, 2-. Nou, jy moet hierdie ken. Jy het nie 'n keuse nie. Fosfaat, PO4, 3-. Karbonaat. Jy moet, as ek jou 2 ure in die nag moet wakker maak, en ek sê vir jou, wat is karbonaat? Dan moet jy onmiddellik, sonder om te dink, jy moet nog eers wakker wees en jy moet vir my kan antwoord, CO3, 2-. Jy moenie wonder nie, jy het nie tyd in die eksamen en breinkrag nodig om te wonder nie. Partykeer het ek graadtense by my aankom en hulle weet nog steeds nie wat hierdie is nie, en hulle ken nie goed se name nie, en hulle ken nie die ladings nie, en hulle weet nie hoe hulle mekaar pas nie, en dit maak nonsens, want dit beteken jy moet ekstra breinkrag gebruik op stukke van daar's nie ruimte in graad 10 en graad 11 en graad 12 om te wonder wat hierdie is nie. Jy moet dit ken soos dis is as jy nou met probeer om 'n Afrikaanse vraestel te skryf en jy wonder hoe om die letter B te maak of jy wonder hoe om die letter B te lees. Dit gaan vir jou moeilikheid maak. Dis is die alfabet van chemie. Sit hierdie ouetjie. En dan hierdie ouetjie. Hulle is die belangrikes op hierdie punt. Ek wonder of ek nou een gemis het. Dit is nou nie 'n amptelike video oor hierdie nie. Dis nie 'n amptelike lys nie, maar daar is die groot ouetjies wat gaan feature. Ek gaan nie vir jou verduidelik hoe hulle aan mekaar pas nie. Jy moet net aanvaar dat as jy 'n sulfaatmolekuule sien, dat hy altyd 'n SO4 gaan wees en dat hy altyd 'n lading van 2- gaan hê. Dit is hoe dit is. Jy moet dit leer. Dit is net ons hanteer hierdie as 'n eenheid. Ons breek hulle nie sommer op nie. So, kom ons kyk gou. Jy weet nou hoe hierdie goeders plak, maar ek gaan dit gou weer vir jou net wys. Kom ons sê ons soek natriumkarbonaat. Ek sê vir jou, skryf vir my die molekuule uit van hoe natriumkarbonaat lyk. Ek skryf soos 'n krap vandag, ek is jammer. Okay, so ons het natrium. Natrium weet ons is in groep 1. Natrium plus karbonaat is 2-. Okay, so wat gaan ons nodig hê om hierdie te balanseer? Daar is 1+ en 2-. Jy kan dit so uitteken as jy wil. So ons weet ons kort 'n plus, né? So ons weet ons gaan 2 van hierdie molekuuletjies moet bysit. So ons gaan natrium 2 karbonaat hê. Kom ons sien wat kan ons doen wat lekker moeilik is. Kom ek gee vir jou koper. Ek gaan vir jou sê koper. Kom ons doen koperfosfaat. So koper weet ons is Ci. En as ons gaan opsoek, dan sien hy is in hierdie spesiale afdelingkie, maar ons weet dit want ons het 'n hint hierso gekry. Ons weet hy's 2+. Fosfaat is PO4 3-.
So wat het ek jou gesê, jy gaan gewoonlik sukkel as jy 2 en 'n 3 het. So jy kan weer eens jy kan die grootste gemeenskaplike veelvoud doen of jy kan net sê plus plus minus minus minus. Okay, ek moet 'n tweede molekuule bysit. Hierso, so ons gaan 'n plus bysit, maar nou is dit daar gebalanseerd, ongebalanseerd, so ons gaan hierso nog enetjie bysit. Dan is dit daar ongebalanseerd, so ons gaan nog enetjie bysit hierso ook. So ons gaan 1 2 3 en ons gaan 1 2. Okay, so ons gaan sê dan koper 3. Maar dis sien jy hulle aan mekaar sit en ek hoop dit help. Drop asseblief 'n comment as jy sukkel met ietsie of vrae wil vra, dalk antwoord iemand jou of dalk vang ek daai comment betyds en ek kan jou help. Maar ek wil jou eintlik aanmoedig as jy nog sukkel met ietsie, kom loer in by my kenniskafee klaskamer. Dis ons doen weeklikse klassies en ek praat met jou almal daarso en ons antwoord mekaar se vrae en dis net 'n lekker gemeenskap om te wees. Okay. Jy moet 'n lekker dag hê. Bye.